Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Ek het gister afgesluit met Prof Koenig se opmerking: stop, begin lewe, begin God dank vir die voorreg om 'n mens te wees. Ons mag dus die lewe geniet. Ons mag die skepping van God geniet. Die berge en bome, veral die vrugte. En ons mag ons eie lewe ook geniet as die skepping van God. Ons mag ons potensiaal ontwikkel, ons verhoudings uitbou, ons lewe toewy aan die diens van ons Here en mense in nood. En die meeste van alles, ons mag God geniet. Dit is so jammer dat ons so 'n negatiewe beeld van God het, as die een wat ons ten alle koste moet tevrede stel, as die een wat wag hou oor sy eer, en so min aan hom dink as die een wat ons lewe die moeite werd maak, as die een wat goed en genadig en getrou en geduldig met ons is. Dalk moet ons meer kere dink oor hom as die pa van die verlore seun. Dit was 'n fees toe die seun weer terug was by sy pa. Die nadruk op ons lewe op aarde sal ons ook help om nie 'n eensydige hemelverlange te ontwikkel nie. Ons is deel van die aarde, gemaak vir die aarde om op die aarde te bly en op die nuwe aarde verheerlik te word in die hemelse teenwoordigheid van die Here. Psalm 115 vers 16 sê: die hemel is net vir die Here, maar die aarde het hy aan ons, die mense, gegee. Ons mag nie toelaat dat ons godsdienst ons vervreem van die woonplek wat die Here vir ons gemaak het nie. Daar mag nie van ons gesê word, they are so heavenly minded, that they are of no earthly use. Hoewel 'n mens toch kan wonder of die gevaar nie groter is, dat hulle van ons kan sê, they are so self-minded, that they are of no godly use. Gesonde selfvertroue help 'n mens om jou lewe te geniet. Dit is 'n skande dat ons soms ons eie tekortkomings en mislukkings probeer wegpraat met die opmerking, ag, ek is ook maar net 'n mens. God het nie sukkelende, onbetroubare, treurige wesens geskep nie, toe hy mense gemaak het nie. Hy het ons aan sy beeld gemaak. Ons is dus bedoel om sy beeld te weerspieël. En dit is werklik 'n mondvol. Dis waarvan Dawid sing in Psalm 8. Wanneer ek na u hemelruim kyk, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u gevestig het, met ander woorde, die ganse skepping. Wat is 'n mens dan dat jy aan hom dink? 'n mensekind dat jy hom aandag skenk. U het hom net minder as hemelse wesens gemaak. U het hom met eer en majesteit gekroon. U laat hom heers oor die werk van u hande. U het alles onder sy voete gestel. Al die kleinvee en beeste, ja, selfs die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see wat verbytrek op hulle roetes deur die oseane. Dis hierdie besef wat vir Dawid God se naam laat eer wanneer hy afsluit. Here ons Here, hoe magtig is u naam oor die hele aarde. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help my om my eie waarde te besef. Nie om daarop selfsugtig en eersugtig te raak nie, maar sodat dit my juis sal lei om u te eer, dat u my so wonderlik gemaak het, en dat ek soveel werd is vir u. Daarom bid ek vir elke mens, of wat sukkel daarmee, om sy eie waarde as u skepsel raak te sien. In Jesus se naam. Amen.